Ek het gister gesê dat ons die gedeelte oor die ware geluk wat Jesus graag oor met ons wil praat, afgehandel het en nou by 'n nuwe reeks kom, 'n nuwe groep kom wat meer in die algemeen praat, meer dinge vir ons wil attent maak op, sodat ons bewus sal wees van sekere eienskappe van gelowiges, van gelowige wees. Die Here Jesus het voortgegaan met sy bergrede, die mense het daar gesit en hy het met hulle ander dinge ook bespreek. Dit het nie net oor die geheim van ware geluk gegaan nie, maar ook oor ander dinge wat belangrik is. Nou die tema van vandag gaan oor sout en lig en ons het so 'n maand of 'n paar maande gelede redelik volledig hieroor gesels. Maar ek dink in die konteks van die gesprek wat Jesus met sy disippels gehad het, is dit dalk goed dat ons net weer 'n bietjie aan hierdie twee fasette van ons geestelike lewe aandag gee. Ek lees Matteus 5 vers 13 tot vers 16. Julle en jy wat vandag na my luister, is hopelik sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werk kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Hierdie twee aspekte, eienskappe van Christen wees, sout en lig, is so belangrik. Die wêreld het 'n tekort daaraan. Sout met al sy eienskappe is so belangrik. Dit bring die wêreld in 'n ander verstaan van hulle self. Wanneer hulle met die ware sout te doen kry, die sout wat die Christen vir hom kan gee, is iets anders as enige ander middel wat sy lewe kan verryk. Want dit kom van die Here self. En ons moet dit vrylik wees. Ons het nie die sout in die hand nie. Ons is die sout. Mense moet ons so beleef. En ons is ook die lig, sê die Here. As jy werklik lig is, hoef jy nie te bekommer om jou lig te laat skyn nie. Mense gaan dit sien. Jy hoef nie jou lig elke oggend aan te steek nie. Jy is die lig. Jy hoef hom nie te onthou om hom saam te vat as jy by die huis uitgaan en die dag binne gaan werk toe nie. Jy kan jou lig nie vergeet by die huis nie. Jy is die lig. En as mense nie weet jy's die lig nie, dan sal jy dalk moet kyk. Hoe helder brand jy? Want die Here Jesus sê, julle lig moet van so 'n aard wees, dat mense julle goeie dade sien. En julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Dit gaan nie net daaroor dat jy moet mooi praatjies maak oor Jesus en oor die Bybel. Dit is wonderlik, dis nodig. Maar in wese moet jy self goeie dade produseer. Goeie dade aan die lig bring, jou eie optrede, die manier hoe jy met mense werk, sodat dit sal aanleiding gee tot die verheerliking van Jesus Christus, jou Vader wat in die hemel is, saam met hom. Kom ons onthou dit en sorg dat ons met goeie dade die dag deurgaan. Geseënde dag vir jou.